Uit, sorry, aan. Dankie. Goeiemôre. Ek het my bril verloor, so as ek 'n paar goed mis vanoggend, vergewe my. Right. Ons gaan nou groet as dit tyd is. Ons het 'n paar vriende wat inluister daar in Skotland ook. Dominee Eddie sal vir hulle gou verduidelik. We just want to welcome them as well, but we will say that the welcome again after a few songs. Gemis, maar toe maar, ons sal dit nie teen jou hou nie. Kan ons nie maar nou sing nie? Nee, ons gaan nou maar aan. Baie jammer. Ons het allemaal oomblikke, ek is so bly sien net ek nie. Dis nie 'n goeie een nie. Ons het nou 2 versies. Uitstuurdiens. So met hierdie uitstuurdiens wil ons juist ook God se lig vir die wêreld bring. En dit is wat ons volgende lied vir ons sê. Ek moet begin. Oh,
sang weer af te sluit, gaan ons sommer net Koos Doep se gebed sing. Goeiemôre. Please welcome as well the people of Scotland, Belly and Speymelk Church. They are listening in this morning. So I hope you all prepared. We're going to have the whole sermon in English. And you're going to believe in something like the speaking in tongues because it's me, it's going to preach. And everything. Julle kan ontspan. Die preek is vir hulle in Engels op ChatGPT vertaal, so ons hoop hulle kry die regte boodskap, so hulle sal so inluister. Vriende, baie welkom. Dit is vanoggend ons uitstuurdiens, nie net van die Malawiërs nie, ons het ook een van ons lede wat saam met DF Milan se mense na Zambië toe gaan. En so Isabella is, dink ek het ek gesien daar Wouter, daar koppie, is so 'n bietjie vlak en my bril is ook af. So en dan het ek ook, wow, check dit. Dankie Marijke, waar kom dit vandaan? Dankie, my huis sorg vir my. Dankie julle, daar kan ek ook nou sien. Goed, baie welkom. Almal, ek wil tog ook het vanoggend sien ek so vinnig Gert. Baie dankie vir julle wat ingekom het. Julle is nou in die hande as vir ons nou gaan in betroubare hande en goeie vriend Gert, hulle is baie dankie vir julle wees ook vanoggend. En dan het ons 'n paar ander gaste ook, is Anne-Marie al hier? Ek weet nou nie waar sy Amai. And Fletcher, very much welcome to you as well. You'll see their faces a bit later as well. En Paul en Linda, hulle is ook hier, baie welkom weer vir julle ook. Dis nou die mense om wie ek weet van buitekant af, Andra, en dan die Botas. Maar kyk, hulle het hier groot geword en in hierdie gemeente, so julle is eintlik tuiskooplinge, asof vir julle moes nou nie welkom te nie. So, almal vir julle baie welkom. Baie dankie dat julle sommer by die uitstuurdiens, dankie vir die gemeente wat ons ook vanoggend uitstuur. Ek wil nog steeds weer sê, as julle vir ons wil bless met 'n paar blokkies beskuit en so aan,
Koekies, julle is welkom. Maar goed, ons praat later weer daaroor. Ons is verder redelik goed. Dan moet julle tog op julle knieë bly, want daar is allerhande nuwe hoepels waardeur ons moet spring om die voertuie by die polisie te kry wat nooit in die verlede daar was. Iemand het nou die dag besluit, maar het net besluit om nie vir ons almal te laat weet nie. Ons het, maar nou ja, goed, hier gaat ons. Dan wil ek vanmôre ook vandag sommer ook net baie dankie sê. Daar was 2 weke hard gewerk by Wintermark. Antoinette, ek sien vir jou hier. Baie dankie vir jou harde werk en almal wat vir jou gehelp het daar. Ook vir die ring se goeders, se fondsies vir Ligstad en so aan. Baie dankie vir al die harde werk en ek weet julle nog opruim ook en dinge doen so. Sterkte daarvoor ook. Dan asseblief let op, daar's kerkraadsvergadering eers op komende donderdag. Dan in die hospitaal, Petra Opperman is by die huis besig om aan te sterk. Otto Venter is in die hospitaal vanoggend gehoor. Wat is dan die Fietfords naam? Antonie Anet is ook in die hospitaal. So kom ons dink aan hulle, dis van wie ons weet. Goed, daar's bazaar goedjies. En dan het Ansie vir my gevra, ek moet asseblief nie vergeet dat almal wat verjaar nie, vandag moet opstaan nie. Ansie, jy moet eers opstaan want jy verjaar vandag en dan almal wat in Junie verjaar kan saam met haar opstaan. Al ons Junie verjaardag babas, waar is julle asseblief? Almal wat in Junie maand verjaar, hierdie maand verjaar, dit is nie net Ansie nie, ek weet dit. Kom. Ja, ek wil nou net sê, ons gaan jou name roep. Kom ons gee gou vir hulle lekker aan 'n klap. Mag julle families julle verskriklik bederf en mag dit vir julle 'n mooi jaar wees wat voor lê en mag die Here julle mooi seën ook op die pad. Ek hoop ek het nou alles, kan ek net so vinnig ietsie sê, so julle moet nou verstaan, ons ry in 2 groepe Malawi toe. Ons gaan nou nie verder veel meer daar sê nie. Dion en Estel en Johan en Elna en ek ry DV die eerskomende naweek. En die volgende span hier van Suid-Afrika af vertrek die 3de Julie en dan keer ons almal DV die 26ste Julie DV terug. So Isabella, Wouter, help my gou met haar datums. Sy is lekker vinnig. 6de tot die 17de Julie is hulle in Zambia. Goed. Soos wat ons so sit, gaan ons 'n aanvangslied sing. Ons het hom nog nie baie gesing nie, maar dit is 'n mooi lied wat vir ons herinner aan Suid-Afrika, nie net Suid-Afrika en Afrika. Ons is nou juis ook, ons het die voorreg as gemeente om deel te wees van uitreike in Suid-Afrika en in verder. Ons het Riemvas maak en het ons span, ons gaan nou Zambia toe en Malawi toe. Dis ook die eerste keer wat ons Zambia toe gaan nie. Vir al ons kinders, verlede jaar het ook mos 'n klomp gegaan en die jaar voor dit. So kom ons vra vir die Here dat hy in Afrika sal dink, dis 'n land van helder son. Daar's soveel mense wat hier woon. En dan luister die refrein sê, bring die liefde van ons Heer na die mense wat hier woon. Seën Afrika, laat ons saam in vrede woon. Is dit ook 'n mooi gebed vir ons almal wat hier is in ons land ookie? En verder in Afrika, kom ons, soos wat ons sit as foto, doen ons hierdie lied. Wacht op God se woord.
Vriende, die Here het opgestaan. En die Here het opgevaar. Genade vir julle en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het en wat heers oor die konings van die konings. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En daarvoor gaan ons nou opstaan, vriende, en 2 liedere sing. Die eerste ene sê, U is die lig wat in die donker skyn. En daarna sê ons is so bly dat dit gebeur, dat dit ook 'n tyd is om te sing. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere. Stay with us on the
Waar is ons kinders? Nee, gaan dit met julle. Ek praat nie uit nie. Hy het maar net teruggevra, gaan dit met jou? Ek het ietsie vir julle saamgebring. En my sak is daar iewers ietsie. Wat is dit? 'n blokkie. Wat 'n blokkie is dit? 'n boublokkie, nee. Julle kan mooi sien, nee, maklik. Is nie regtig lekker nie, is nie typies. Nou, kan ek met hierdie blokkie huis bou? Nou, oké, bou vir my huis met hom. Gee daar vir hom, hy kan ook bou 'n huis met daai blokkie wat ek sien. Het hy supplies? Yes, hier's lighters en hier is wel. Ja, ek dink dit is goed. Ja, dankie Gert. Gee vir my lekker hande klap. Hierdie man het voorbereid gekom, maar Alex, ek dink dit gaan makliker wees as ek dalk nog 'n paar blokkies het, nie waar nie? Dan kan hy ons makliker huis bou, nee? En as 'n ou klomp het, gaan hy makliker. Dit gaan daai huisie met jou bietjie om mekaar geval, nee? As ou maar kan val hy om, maar as 'n ou 'n beamie gaan bou, dan gaan hy werk, nee. So my vraag vanoggend aan julle is, as ek een baksteen het, kan ek 'n skool gaan bou. Asseblief tog nie, ek sal nie. Een blokkie is niks op sy eie nie. Niks, nee. Maar as ons mekaar hulle saam sit, en hulle saam, dan kan hulle verskillende kleure wees, en kyk daar, hy is sommer al stewig, hy val nie uit mekaar uit nie, nee. En dit, oukies, is wat Jesus vir ons wil leer. Een blokkie op sy eie is niks nie. Maar die Here Jesus vat 'n klomp blokkies, verskillende kleure, verskillende grootte, sien jy, hulle lyk nie almal dieselfde nie. Hulle het verskillende vorme, maar in sy hande, dan maak hy dit bymekaar en dan bou hy vir ons 'n mooi huisie. So wat sê dit vir ons van die kerk? Ja. God is lief vir ons, heeltemal reg, wat nog? Wat sê dit nog vir ons van die kerk en van die boublokkies? Wie kan nog probeer? Ha? Ons moet saamleef, wonderlik. Ons het mekaar nodig, né? Een blokkie op sy eie is nie goed nie. Het julle al mooi gekyk na 'n baksteenmuur? Dis mos sterk. Hulle bou hulle mos nou so, né, dat hulle aan mekaar raak, dat hulle dieselfde grootte is en die dinge het, né? So in 'n gewone baksteen, as hulle daai wat hulle dieselfde grootte het, is daar ten minste 6 ander stene wat in een baksteentjie raak. Ons het mekaar nodig. En so het ons ook baie mense nodig, nie net die paar ouetjies wat Malawi toe en Zambia toe gaan nie, die kerk het almal nodig, ook ouens wat saam bid, en ouens wat vir ons help, geldjies bymekaar gemaak het, ons het nou die een aand 'n heerlike partytjie gehad, jy onthou met die sop en sherry. Okay. God wil graag hê ons moet saam bou aan sy koninkryk, en daarom maak hy ons verskillend, want daar is verskillende plekkies, waar verskillende van ons 'n spesiale plekkie dat hy vir ons voorberei. Gaan julle dit onthou? Kom ons maak ons oogies toe. Liewe Jesus, een blokkie op sy eie kan niks doen nie. Een mens op sy of haar eie kan ook maar nie baie verrig nie. Maar baie blokkies saam, wat saamwerk, kan 'n groot kerk bou, soos die kerk waarin ons is.
Of ons nou groot of klein is, dit maak nie saak nie. U wil ons almal gebruik. Dit is wat u vanoggend ook weer vir ons uit die woord uit wil kom leer. So wanneer u ons saam laat werk, Here, dan bou u iets met ons, wat groter is as wat ons ooit daaroor kon droom of dink. Maak ons asseblief gewillig om deel van u bouspan te wees, of van die boumateriaal. Ons is vir u baie lief, mag wat ons sê en doen, dit vir die wêreld wys. Amen. Uit, julle kan nou maar gaan sit, hoor. Dankie. Niemand vra nie. Kyk, kom terug, Alex. Daar sê, Stefan, vat jy die voorbeeld. Dus kan julle ons nie so, net enetjie, hoor. Anders daar nie vir almal. Hulle sit in mekaar vas. Okay, daar sê. O ja, en nou gaan ons kinders jy saal toe, want hulle gaan gou gehelp, gaan julle saam met Tannie Lana en Tannie Alida gou daar agter gaan nie. Hulle moet gaan kos maak vir ons mense wat nie so bevoorreg is nie. Julle kan solank in julle Bybels blaai na Efesiërs 2 toe asseblief, vriende. Goed, so in my haarwar en daarwaar het ek toch ietsie vergeet by die afkondigings. So ek gaan toch vra dat ons weer 'n gebedjie doen. Charlene, ek sien vir julle ook in die kerk. Baie seën vir julle, baie sterkte. Here, ons baie vanoggend na hierdie kerkgebou toe lyk verskillend. Ons het op verskillende maniere hier aangekom. We came here, some of us from far away, like Eiserfontein and Portable, and to be here in the church. Thank you that you want to share your love and this experience with everyone here this morning. Thank you that we as a church could be in a partnership with the Church of Belly and Spaymouth in Scotland, where we can work together for your kingdom. En wanneer u hierdie diens, Here, vir ons nou wil uitstuur, het u 'n spesifieke woord ook vir ons. En daarom wil ons vir u vra dat u vir ons sal seën, dat ons sal hoor. Van die dinge wat ons aandag wil aflei, die opgewondenheid, of van verjaardae, of die bekommernis oor siekte, of die hartseer, soos Charlene, hulle ma en ouma ook die week, wat verby is, verloor het, dat u met hulle sal wees. Maar dat ons tog u liefde gefokus sal wees, en dat ons dit sal raak sien, en dit sal raak voel, en dit sal beleef hier saam met medegelowiges. Mag u Gees ons lei, waar u heen wil met ons. Amen. Goed, Efesiërs 2 van vers 11 af. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net 'n mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus.
Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede, hy het die twee, Jode en nie Jode, een gemaak. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muurskeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondamente, of op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Tot sover, julle kan maar die Bybels oophou, ons gaan weer 'n keer wat na van die verse verwys. Vriende, vandag stuur ons 'n groep mense, kom ons sê eintlik twee groepe, want Isabella gaan na Zambië toe, en ek wil so ietsie daarvan sê. As julle nou mooi na die kaart gaan kyk, het ek daar aan die linkerkant so 'n stuk aardbol, en daar is 3 blou strepe. Julle sal sien, dit is reguit getrek, want daai ouens ry nie, hulle loop nie, hulle vlieg somme. So of hulle nou so presies vlieg, weet ons nou nie. So van die Skotte, mense uit Europa gaan Kaapstad toe vlieg, van hulle vlieg Johannesburg toe, en van hulle vlieg direk Lilongwe toe. En dan hieronder uit Suid-Afrika uit gaan julle wit lyntjies sien, nou soos nou weer na die regterkant se kaart, nou soos die kaart van Afrika. Dan is daar 'n geel lyn, want die vlieg ook, né? Isabella, die vlieg ook daar reguit Zambië toe. Maar dan sal julle sien daar so split, want daar kom nou 'n groep uit Gauteng uit, daai ouens wat daar land, daar's 2 voertuie daar uit Gauteng uit, en dan die res van ons kom hier onder uit Suid-Afrika uit. Ek het net nagelaat om nog 'n streepie by te sit, ek het nou dink nou daaraan, hier uit onder van Hartenbos af loop daar ook 'n wit lyntjie gaan. Nou, daai wit lyntjie is dan nou die groot groep, dis nou die ouens wat die 3de Julie vertrek. Hulle gaan deur Botswana, Zambië en Malawi in. OK, dis nie, moet nou nie my huis toe vat nie, hulle ry nie so reguit nie, hulle ry met die pad langs. En so. Dan is daar nou 'n ander groep van ons, en ek het vandag besef, Johan, julle, ons het baie eintlik reguit lyn. Want ons ry, die groep wat nou die naweek ry, dit is nou hierdie swart lyntjie wat ry deur Zimbabwe, Mosambiek tot in Malawi, waar ons dan by mekaar kry. So, en daar gaan ons dan nou juis bouwerk doen. Ek is nie seker wat hulle in Zambië gaan bou nie, maar ons, weet julle, ons nou lankal is besig om die Kiks skooltjie te help klaarbou. Hy is al 'n end gebou, ons wil graag om so gaan bou, maak dat hulle daarom van, as ons daar weg is, kan effektief skool hou daar. So ons sien in ons omgewing, ons het gister 'n klomp bymekaar gekom, ons sien boumateriaal, ons sien gereedskap, ons sien tasse, ons sien vliegtye, ons sien kinders en groot mense wat opgewonde rondhardloop en voorberei. Maar Efesiërs trek vir ons vandag so half die gordyn oop, dat ons 'n bietjie groter dinge sien. 'n Groter prentjie kry. Ons moet nie net sien wat mense gaan doen nie, vriende. Ons moet sien wat God doen, waarmee hy besig is. In sy teks, wat Paulus hier gee, praat hy van 3 wonderwerke. Die eerste wonderwerk, waarvan hy praat in die eerste verse, is God wat van ewigheid af 'n verlossingsplan gehad het vir ons. Dis 'n plan wat hy nou uitgedink het. Van altyd af was daar hierdie verlossingsplan. Ons sien dit reg deur sy verhaal in die Bybel. We see how God is using, through the whole Bible, first his people in the Old Testament on a few occasions,
And then through Jesus, His plan, daarin lê ons verlossing. In die tweede plek, het God daardie verlossing deur Jesus Christus 'n absolute werklikheid gemaak. En daarom is die kruis ons teken en ons wapen wat ons saam met ons dra. En die derde wonderwerk is dat God hierdie verlossing aan die wêreld deur mense ons maak en ons na mense toe vat om hulle deel van sy familie en sy kerk te maak. Met ander woorde, die grootste wonderwerk is nie dat 'n skool gebou word nie. Die grootste wonderwerk is dat God mense waarvan 'n klompie eens ver van hom af was en wat, soos wat julle nou nog gesien het, verskriklik ver uit mekaar uit is, by mekaar bring om saam sy koninkryk te bou en aan sy koninkryk te bou. So kom ons staan net gou vir 'n oomblik weer stil by die eerste punt in vers 11. As jy vers 11 sien staan daar dan 'n hou in gedagte. Die ou Afrikaanse vertaling het gesê daarom. Ek sien die nuwe 2020 vertaling begin ook met daarom. Daarom hou in gedagte, omdat God julle uit genade gered het. Onthou waar julle vandaan kom. Hy herinner ons dat ons eens almal vreemdelinge vir hom was, maar ook vreemdelinge vir mekaar. Dat hulle buite God se volk was, buite die verbond, buite sy beloftes. Daarom sê hy, julle was sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Iets skokkends om te hoor. Maar dan kom die wonderlike woorde, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Kom ons maak net gou vir 'n oomblik eenvoudig. As ons kinders nou gou 'n bietjie dink aan daar by die speelgronde. Julle het mos al almal, ja, ek weet die kinders is nou uit, maar ons kan praat met die groter kinders. Wanneer nuwe kinders in 'n skool kom, dan staan hulle mos maar af aan die begin af maar so eenkanterig 'n bietjie. En dit is nie lekker. Ek kan nog goed onthou toe ons uit Gauteng uit hier aangekom het in die skool. Dan voel die kinders maar uitgesluit. Totdat een ander maatjie na hulle toe stap en vir hulle sê, kom, stap saam met my, kom saam met my, drink saam met my koffie, of kom speel 'n bietjie saam met ons groepie. En skielik is alles anders. Want nou is jy nie meer alleen nie, jy behoort nou, jy het 'n plekkie gekry. Jy's nie meer buite alle kringe nie, jy's nou ingetrek. In die eerste plek is dit wat Jesus doen. Hy trek mense in. Hy sê, kom nader. Jy behoort nou aan my familie. Jy moet nie meer alleen wees nie. Nêrens nie. So kom ons pas dit toe. Liewe vriende en vriendinne, as ons hier optrek, op pad na ons werk toe in Zambië en in Malinguni. As ons daar gaan kom, gaan ons baie vreemde mense ontmoet. Baie mense. Mense wat ander taal praat. Mense wat anders lyk, wat anders eet, wat anders aantrek, wat anders leef. Maar die evangelie sê, ons ontmoet nie vreemdelinge nie. Ons ontmoet mense vir wie Christus liefhet. Hoor julle mooi? Ons ontmoet nie vreemdelinge nie. Ons ontmoet mense vir wie Christus liefhet. Ons gaan nie net om te gee nie, ons gaan om deel van God se familie te wees. En ons moet dit mooi verstaan. Ons het nie alles daar en ons gaan nou vir hulle gee en hulle moet tevrede wees met ons gee nie. Ons gaan om saam familie te wees en ons wil vir mense laat verstaan, ons is deel van God se familie. En ons wil ook leer wat dit beteken om deel van God se familie saam met hulle te wees. Daarom is daar geen plek vir hoogmoed nie. Daarom sê Paulus, niemand kan hom of haarself in God se familie inbring nie. God doen dit. So niemand kan sê ek is beter nie. Niemand kan sê ek is belangriker nie.
Onthou, my familie is allemaal lankal, nee? Onthou, ek is Willem Thomas Barnos, die 3de, dis al die 3de dominee net in die Barnos familie. Ons is al amper soos die Marries. Julle maar kyk na my, nee buurvrou, ek is 'n gesalfde, jy praat met respek. Nee, alles is genade, vriende. Alles, ook my menswese, my saam met medegelowiges is. En dis ook verskriklik bevrydend, want weet jy, as aan die ander kant beteken dit, niemand hoef minderwaardig te voel. Kinders hoef nie te dink, ek is te jonk en te klein nie. Nuwe gelowiges hoef nie te dink, ek moet nog eers gaan leer nie, of ek pas nie in nie. Mense uit ander kulture hoef nie eers te dink, hier is nie vir my plek nie. Christus bring ons nader aan mekaar, nader aan hom. Ons kan eintlik sê, soos in die tweede deel is, Christus breek mure af. Die tweede deel van vanoggend se teks gaan juis oor die mure wat afgebreek word. Letterlik en figuurlike mure wat afgebreek word. Paulus praat van die mure tussen die Jode en die nie-Jode. Julle, daar was sulke hoë mure tussen die Jode en die nie-Jode, en daar was selfs plekke in die tempel waar sekere nie-Jode nie mag gekom het nie, wat net Jode mag daar kom. Bid jou aan. Jy is welkom by ons kerk, maar bly net daar in die voorportaal asseblief. Ons ander gaan hier sit. Nee. Die boodskap is tot hier toe en nie verder nie. Want, hoe sê Paulus? Jesus is ons vrede, niks anders nie. Hy sê nie Jesus gee vrede nie, hy sê hy is vrede. En as ek in hom is en hy in my, dan het ons vrede. 2 bure het jare lank beklei. En dit het daaraan so lank aangehou, niemand het eintlik meer onthou waaroor dit gegaan het nie, maar hulle het nou so beklei dat hulle daaraan so nie van mekaar gehou het nie, dat hulle in hulle erwe 'n muur gebou het. Dat die kinders tog net nie by die ander kinders moet speel nie, want hulle hou nie van mekaar nie. En hulle groet nie mekaar nie. En hulle leef verskillend, en as die een nie voor die ander een se huis hoef verby te ry nie, dan is dit ook so. Ek ry eerder ompad as om voor die ander ou se huis te ry. Julle ken mos nou daai fetes wat 'n families partykeer opstaan. Tot op een dag, wat een van 'n jong seun in een van die 2 families te sterwe kom in 'n motorongeluk. En by daardie begrafnis stap die pa van die ander familie stadig vorentoe en sit sy hand op die treurende pa se skouer en sê, ons kan nie langer so leef nie. En in daai oomblik breek iets. Nie net harte wat breek nie, vriende, maar ook 'n muur wat jare lank gestadig gemaak is. Gaan breek hulle af, sodat die kinders weer kan saam speel, sodat hulle mekaar weer kan groet, sodat hulle weer mekaar kan sien, dat hulle weer kan vriende wees. En daai muur het Christus afgebreek met die kruis. Kan jy onthou? Wat het letterlik gebeur met die voorhangsel? Hy het van bo na onder geskeur. Nie soos ons om ooprukkie, van bo na onder. Sodat ons almal, waar ons ook al vandaan kom, direk met God en met mekaar kan praat. Ons het so baie mure in ons lewe. En ek praat ek nie van die bakstene nie, ek praat van mure van ras, en taal, en geld, en opvoeding, en politiek, en ouderdom, voorkeure, en kultuur. En het gebeur selfs binne in die kerke, ongelukkig. Want sien, ons hou baie lekkerder eerder by mense wat soos ons is, soos ek is. Maar Christus het nie gekom om klein groepies te maak nie. Hy het gekom om een nuwe mensheid te vorm. So wat beteken dit vir jou en my? Van ons gaan dalk
onthou dat ek nie net gaan om sement te meng nie, maar ook om mure af te breek. En wanneer breek ek mure af, of dit nou hier in Malawi, Zambië, of in enige plek is, wanneer een kind met 'n plaaslike kind begin speel, word daar mure gebreek. Wanneer iemand luister na iemand anders se storie, net luister, word 'n muur afgebreek. Wanneer ons, hoe sê ons vir mekaar, wees iemand vir iemand. Wanneer mense saam bid, wat, verskillende tale praat, word mure afgebreek. Wanneer mense saam bid in albei se tweede of derde taal, word mure afgebreek. Wanneer jy dien sonder om neer te sien op ander, breek 'n muur af. Want dit is deel van die evangelie. En daarom kom Paulus by die beeld wat vandag besonder gepas is. Hy praat van 'n gebou, maar nie 'n gewone gebou nie. Vers 22 sê hy, julle word saam opgebou as 'n geestelike huis waarin God woon. God is ons bouer, vriende. En ons is boumateriaal wat niks op ons eie kan doen nie, wat mag geplaas moet word deur God. Kan ek dit weer sê? God is die bouer. Ons is sy boumateriaal. En om dit reg te verstaan, vertel Paulus ons hier van 3 veranderings wat gebeur. Hy sê ons word nie meer bywoners en vreemdelinge nie. Ons word nou burgers. Ons staan nie meer buite nie. Ons word ingetrek. Ons behoort. Ons het plek in God se koninkryk. Hoor julle dit? Dis waaroor geloofsekerheid gaan, en kan ek nou weer my rympie gee? Geloofsekerheid gaan nie oor die sekerheid van my geloof nie, kry die woord in die regte volgorde. Dit gaan oor geloof in die hoofletter S se sekerheid. Geloofsekerheid gaan oor geloof in die sekerheid. Ons is nou sy burgers. Inteendeel, hy bring dit nog nader in die tweede plek. Hy sê vir ons, ons is nie net burgers nie, ons is kinders van God, broers en susters, een familie. Bloed is dikker as water. En ons het almal deel in sy bloed. Ons is nie net burgers nie, ons is nog nader, ons is broers en susters. Daarom leer Jesus ons broer, ons bid, Papa, God. En dan die mooi metafoor. Daarom is ons nie los bakstene nie. Maar ons is baie bakstene saam, wat God wil gebruik, om in hierdie geval 'n skooltjie te gaan klaarbou op Maligundi, of in Zambië nog 'n saal te gaan aanbou. God se eintlike doel is net soveel groter. Hy het nie regtig net te doen met gebouetjies nie, hy het gedoen met die gemeenskap van gelowiges. Wil klaarmaak. Wanneer die span terugkeer, gaan hulle waarskynlik stories vertel. Van mure wat gebou is, en dakke wat opgesit is, en klasse wat geverf is, en hulle gaan grappies hê, en hulle gaan allerhande dinge hê, they will share a thing or two, what happened with jokes, etc. Maar, dalk sal die mooiste stories wees, van kinders wat nuwe maats gemaak het. Van mense wat uit verskillende kulture saam gebid het. Van vreemdelinge wat familie geword het. Van Christus wat mense nader aan mekaar en nader aan God gebring het. Want dit is die groot boodskap van Efesiërs 2. God red nie net mense nie, hy voeg mense saam. Hy maak vreemdelinge burgers. Van buitestanders maak hy familie, van los klippe voeg hy by mekaar as huise. En vandag stuur ons nie net hierdie mense na Malawi en Zambië toe nie. Ons stuur elkeen van julle uit as medewerkers in die wonderlike bouwerk waarmee God besig is. Look what Andra found yesterday.
a car full of blocks. And that's the blocks that I used in the moment with the children. And I will take this with us to remind us that when we are in Malawi, we are blocks that God wants to use, like we go in the cars to do His work. En hopelik kan ons terugkom. Hopefully we can come back with stories that tell exactly what we've heard today. Let's pray. Liewe Here, dankie vir die voorreg dat U ons familie maak. Dat U vir ons 'n naam gee. En al lyk ons so verskillend, dat U ons wil gebruik soos ons is. Wat 'n wonderlike ding is dit nie om aan te dink. En mag ons dit elke stap onthou as ons by hierdie kerkgebou uitloop. When we walk out of this building, may we remember, You are the builder, we are just the material. And out of thanks, dear Lord, please let Your Holy Spirit help us to be of service like You would like us to serve, in the way You want us to be. If it's here in a prayer, if it's at school with a friend or somebody new, or at work with somebody that goes through some sorrow times, use us like You want to. We love You, God, with all our hearts. May what we say and what we do show that to the world exactly. Amen. Vriende, ek het vanoggend vir broer Charlie gevra dat hy gaan oorvat gou vir die uitstuurdery. So Charlie, ek het vir jou 'n mikrofoon. Jy ken hom ons nou al. Of gaan jy sommer die ene vat? Ek gaan jou gou help. Ja, eers die ding op die oor en dan die bril. Onthou gou. Dan sit hom vas, ja. Is hy aan? Ek gaan hom net hier in jou sak sit. Jy sommer daar bo staan. Ja. Op grond van die geloof in een lewende God, die Vader, van wie ons almal die lewe ontvang, sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser en Heer, en die Heilige Gees, wat ons daagliks verander en vernuwe, verbind die lidmate van die NG Kerk Bellville Wes, as well as the Belly and Speymouth Church in Scotland, hulle om in die hele wêreld getuies te wees van sy genade en liefde, sy vrede en reg. Om uitdrukking te gee aan hierdie verbintenis en om gehoorsaam te wees aan die laaste opdrag van Jesus Christus, is dit die heerlike voorreg van die NG Kerk Bellville Wes, as well as the Belly and Speymouth Church in Scotland, om lidmate en gelowiges wat positief geantwoord het op die Here se roeping tot dienswerk vanoggend uit te stuur. Die mense wat hier voor julle gaan verskyn, het self aangemeld om Jesus vir die wêreld te gaan wys. Dan nou spesifiek in Malawi en Zambia. Om vir ons as gemeente voorbeelde te wees van wat dit beteken om bakens van hoop en ligdraers te wees en ons deur hulle voorbeeld aan te moedig om dit wat ons vanoggend gehoor het te gaan uitleef. Ek wil dus vra dat die volgende reisgenote asseblief na vore sal kom.
Isabella Swart, wat na Zambia sal gaan, en dan die Malawi spanlede, Dion en Estelle van der Merwe, Dominee Johan en Elna Botha, sy gade, Marika Leroux, Magda Cronje, sy hier, Magda Cronje, kom sy van bo af, en Johan Roots, so lank vorentoe kom, Trevor Nickelbein, Trevor, en dan Dominee Willie Badenhorst. Ons verwelkom ook vir Fletcher en Annemarie de Klerk. Julle kan na vore kom asseblief. Please come forward, Fletcher. Paul en Linda Botha, wat oor baie jare vir ons ondersteun het en ook saam gaan op die reis. Die Paul en Linda, dankie. En dan ook lede wat nie vanoggend hier saam kan wees nie, wat later sal aansluit. Willie en Rihanna van den Berg, Pieter en Nesta Milan, Spyker van der Hoeven, Anton Roos en Joalet Fourie. En dan ook Dominee Edward Enslin en sy span uit Skotland, Reverend Enslin and his team, I've got their names here as well, John, Richard, Laura and Jackson, Andreas, Chris en Ian. Gemeente, die persone wat hier voor julle verskyn, gaan as gestuurdes al reisende, werkende, dienende disippels maak in Malawi en Zambia en daarna waar hulle ook heen sal gaan. Aanvaar hierdie mense as gestuurdes van die Here. Wees getrou om hulle te ondersteun en vir hulle te bid. Werk met hulle saam, want die werk wat aan hulle opgedra is, bly steeds die opdrag aan die hele gemeente en alle Christene. Te wys dat ons samespan is, gaan ons almal vir mekaar en die wêreld vertel wat ons glo en vir die Here vra vir sy seën. Gaan ons hier nou iets sin nie, hoor nie? Die dis Vlam 92, seën ons Here God. So hakplekkie daar. Sing, sing, sing,
as gemeente gee ons graag aan julle die belofte van Jesus aan sy disippels in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Gebed, gebed, gebed. Net vir hulle handdruk nou gee namens die gemeente, ook vir Dominee Gert vra. Sal jy ook by my aansluit asseblief? En vir hulle alles voorspoed toewens. Dankie. So jy so ietsie om saam te vat, geluk en sterkte op die pad vorentoe. Ietsie van julle. Ja, dankie julle aansluit. Gemeentelede. Dit is een vir elkeen. Hoop so. Wil jy het reg getel. Sterkte vir die pad vorentoe. Dis sterkte vir Malawi, hoor. Ja, ag, Zambia was ek nou nie. Jy het enetjie gekry? Ja, baie geluk. Dominus, vir jou ook enetjie. Sterkte op die pad. Bly julle gaan saam. O Trevor, sterkte op die pad vorentoe. Soek die groot manne ook. Wie wil jy, maar jy ook een kry. Ga jy gebed doen, nee, afsluit. Die gebed, oké. Giet die uniform. Hoe is het, hè? Is it English? Is that one? English, yeah. Is it? Well, they're different ones. There's any key for you. Well, okay. Nice to meet you. You're going with as well, eh? Yes, going home. Nou, Annemarie, sterkte vir jou ook, hoor. Baie dankie. Vir die deelname, vir die ondersteuning, hoor ek altyd. Geluk op die pad vorentoe. Ietsie vir julle aandenken. Baie geluk, dankie. Okay. Voordat julle gaan sit, vriende, before you go and have a seat, let us do one more prayer, please. Liewe Here, ons voel klein om vanmôre hier voor U te staan, voor die gemeente, want ons besef dat U ook elkeen wat daar sit in die banke ook so spesiaal gebruik, en oral waar hulle gaan, of dit nou by 'n mark is, of dit nou by vriende is, of waar ook al, by die werk of die skool, selfs in die eksamen. So ons ontvang dan nou ook hierdie opdrag van U, in alle nederigheid. Maar ons wil verklaar, Here, dat ons dit nie kan doen sonder die ondersteuning van ons gemeente, that we cannot do that without the support of our people here in the church and our families, as well as our friends in Scotland.
and other places in Gauteng and in the Southern Cape and even in Sweden. Thank you that we could be building blocks in your hands. Guide us, and if we may ask, be with our loved ones at home, and please bring us safe back to them at the end of our tour with stories about you and your grace. Ons is vir die baie lief, mag wat ons sê doen, dit vir die wêreld leer. Amen. Dankie julle, dankie almal, dankie dat julle kom kuier het. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Dankie. Kom af. Nee, hy is aan. Kom. Liewe Here, met die sakkies wat verbygekom het, wou ons eintlik self inspring en vir U sê, hier is ek, gebruik my. Maar nou het ons maar ietsie van onsself daarin gegooi, as teken daarvan, dat ons onsself weer volkome aan U toewy. Neem ons, gebruik ons, soos U wil. En so ook, dit wat ons in die sakkies gegooi het, wil U asseblief ons finansmense en ons kerkraad lei om hierdie geldjies ook te gebruik soos U dit wil gebruik hê. Aan U alle eer. Amen. Goed, ons gaan nou die uitstuurlied sing, of nie 'n uitstuurlied nie, maar 'n lied waarvoor ons mos in ons kerk al baie lief geraak het. Dit is ook, ek weet I also realized that the people in Scotland know this song as well. In English it's Here I Am, Lord, and I think Eddie told me that you also sing this in your congregation. So vriende, hoe ons dit nou vanoggend gaan doen is julle sal sien, die eerste woorde is eintlik die Here wat met ons praat. So dit sing ons nie, dit luister ons na, ons gaan net dit nou hoor, en dan Marijke gooi gou as ons by die refrein kom, dan sing ons uit volle bors uit saam. Hier is ek, Heer, roep U my, ek sal gaan in U naam, instrument wat werk deur God se krag. Dan antwoord ons elke keer so. Dis 3 versies, so julle sing daai refrein deel en die ander deel luister ons en lees net die woorde. Kom ons staan. Nou. Ek is hier oor see en lug, en ek hoor my kinders sug. Al wat in duisternis woon,
vir hul wil ek juis red. Ek wat die sterre laat verskyn, wil donker laat verdwyn. Wie sal lig na hulle bring? Wie kan ek stuur? Is ek die Here. En ek voel my volk het seer. Maar waar hulle hul hoop gaan begin verloor, daar wil ek hulle red. Ek die skepper van die son. Ek wil lig vir hulle laat kom. Wie sal hoop na hulle kan bring? Wie kan ek stuur? Ek is God, wat alles sien. En ek versorg vir elkeen wat my dien. Hy wat 'n feesmaal voor my wil sit, ek wil versorg. En ek wil versorg met die beste wat daar is, totdat hulle harte totaal en al versadig is. Tot dan wil ek lewe vir hulle gee. So, ek vra weer, wie sal ek stuur? Vriende, en as ons uitgaan, die wêreld in, dan wil die Here vir jou sy hand op jou skouer kom sit, en dis hoekom die dominee so staan. En jy is welkom jou hande uit te strek, sommer net in ontvangs as jy sou wou. Die Here beloof vir ons in Numeri 6, ek die Here jou God sal jou seën, en ek gaan jou beskerm. Ek gaan tot jou redding verskyn, en jou genadig wees. En ek die Here jou God sal julle gebede verhoor, en aan julle my vrede gee, tot in alle ewigheid. Amen. Stuur ons Here, stuur ons Here, stuur ons Here. Gee ons krag, Here, U naam.
dankie. Kom ons gaan drink lekker koffie. Derde vers. Van die sing. Through